tot dusver het ons nou mekaar gegooi met inligting oor die gevare van afhanklikheid en wat afhanklikheid is en die verskillende afhanklikhede. Julle is in groepe ingedeel volgens 'n kleurkaartjie, so verstaan ek. Kom ons gebruik 10 minute. My horlosie sê daar is van hierdie hele sessie 20 minute oor. As ons 10 minute gebruik om met mekaar te praat en 10 minute om terug te gee, gaan ons met wonderlike goed hier uitstap, glo ek. Goed, nou dat julle in julle groepe is, julle het net een vraag om oor te praat. Wat kan ons in ons gemeente doen om die probleem van afhanklikheid aan te spreek? Dis so wyd soos die Here se genade. Ek sal graag wil hoor, wat se gedagtes kom na vore? Wat kan op gemeentevlak gedoen word? Ons praat nie vlak hier nie, ons praat nie synodale vlak nie, ons praat gemeentevlak. Wat kan op gemeentevlak gedoen word, kom ons maak dit eenvoudig, om aandag te skenk, sigbare aandag te skenk, aan die probleem van afhanklikheid. Kom ons hoor van die groepe, ons kry 'n bietjie terugvoering, kom ons gee geleentheid. Dit is nogal interessant om te sien hoe julle aan die gesels geraak het, want ek dink, julle het almal begin besef die dilemma, waaroor dit gaan, wanneer jy afhanklikheid wil aanspreek op gemeentevlak. Eerste dilemma is, dis so wyd soos die Here se genade, wat spreek jy aan? Iets wat ek hier van die rooi groep gehoor het is, maar daar is nogal hash onderwerpe. En 'n dominee het gesê, ek is nou jonk in 'n gemeente, as ek het durf preek oor pornografie, loop helfte van my gemeente. Afluister is ook 'n probleem. Ja, afluister is ook 'n probleem, is nie afhanklikheid nie. Maar goed, kom ons gee vir die rooi groep geleentheid. Dirk, ek wil net eens vir hulle geleentheid gee. Wat se idee het julle, hoe kan ons afhanklikheid aanspreek op gemeentevlak? Wie is dit wat praat? Dis alweer Rudy. Rudy, julle pik op jou. Lyk my so, dit gaan oor bewusmaking, dit gaan oor inligting deurgee. Ek dink dis die groot probleem dat die kerk in 'n sekere sin te rustig geword het, gesus is, word nie gekonfronteer met hierdie goed nie, want dit is nie ons probleem nie, dis daarso. Alhoewel in die gemeente is daar tog baie van hierdie mense, maar hulle bly stil daaroor. So ons sal met 'n stuk sensitiwiteit moet bewus maak. En dan het ons gesê, die mense gaan nie na ons toe kom as in terme van predikante of diakens of iemand met ons te praat nie. So ons moet maar soontoe gaan en sê, maar kom ons praat oor hierdie goed. Kom ons raak bewus daarvan. En dan, soos wat Naas ook gesê het, op 'n baie sensitiewe manier. Nie veroordelend nie. Die voorbeeld is genoem, ons het empatie met iemand wat kanker het. Maar iemand wat 'n alkoholist is ook iemand wat 'n siekte het. En ons het nie altyd empatie met so 'n persoon nie. Dan praat ons nie waar dit begin nie, maar dit is 'n siekte. Ja. So dit gaan oor opvoeding, dit gaan oor na die mense uit te kom en dit dan is daar ook gesê, ons sal moet as kerk ook dink oor uit die boksie uit begin dink. Dis nie hierdie woord gebruik nie, maar hoe het jy gesê, die kerke sal met hulle tunnelvisie moet verander, maar ook dominees, waaroor hulle mag preek en nie mag preek nie. Ja, ons is nogal baie geneig gewees om predikante te veroordeel. As 'n predikant oor alkoholmisbruik, dan raak hy nou moralisties en hy raak methodisties en whatever. Goed, baie dankie. Ek dink dit is pragtige insette. Dit wat hulle gesê het, dit gaan oor om daai inligting deur te gee. Bewusmaking, en is dit nie die eerste tree waarmee ons moet begin in die gemeente nie. Dirk, julle het julle hand opgehaal. Kom ons gee vir julle, wat is kleurgroep is julle? Blue. Saffe bleu. Nou, julle het omtrent daar in die rooi groep alles gesê wat ons gesê het, wat ek eintlik nou hier op die tafel wil sit. Die een ding wat ek dink net, ons moet ook addisioneel sê, dis nie net 'n taak vir die predikant van die kansel af nie. Dit is definitief 'n taak wat oralster in ons gemeente moet gebeur, by wijkbyeenkomste, wanneer ons as diakens by mekaar is, kerkrade, want dit help nie ons maak daai maar net nog 'n taak van die predikant nie. Daai bewusmaking moet ons deurvoer, en daarmee saam gaan daar 'n bietjie kennis
Ek dink nie een van ons wat hier so sit, het nie vandag iets geleer van wat doen dit aan jou brein. Eintlik skerry, vir my is dit verskriklik skerry, wat dit aan jou brein doen. En ek dink mense moet 'n bietjie daai hoek miskien gebruik, en mense bemagtig om daaroor te praat, want dis waaroor dit gaan. Baie dankie Dirk. Is daar enige ander groep wat iets kan byvoeg? Dit gaan nie help ek sê vir, goed, julle groep is die groen groep. Asseblief. Nee, ek wil net graag hier by Dirk aansluit. Ekskuus. Ek weet nie so, dis nou vir die afgelope paar maande, ek weet nie as mense opgetel het die op die televisie, die advertensie oor if I only had the monitor in my early years, waar die swart man, die jonger swart man wat aan alcohol invloede betrokke raak, waar hy die ouetjie op sy skouer kon vat en sê, om uit die situasie uittrek, en hom gesê het, alcohol is nie die oplossing nie, my vriend. Ek dink dit is waar ons moet begin in ons gemeentes. Ons moet monitors wees van ons jeug, van ons gemeentelede. Soos ons vroeër gepraat het, ons soek idols. Ons het nie meer idols nie. Dalk moet ons begin die idols wees in ons gemeenskap. Baie dankie daarvoor. Die groen groep, julle wou iets gesê het, hierso, Roy? Kan julle my hoor? Net. Ok, ek gaan 'n bietjie persoonlik praat. Is 'n baie moeilike onderwerp om oor te praat. Ek kan nie praat oor die dwelms en sulke dinge, maar ek kan praat oor drank. Ek was 'n alkoholiek 28 jaar terug. Daar's baie min wat jy kan doen na omtrent. Die enigste ding is, jy kan 'n ou net ondersteun. Jy kan dit nie elimineer nie. En soos hy persoon daar gesê het, dit kom van opvoeding. Dit het niks te doen met jou opvoeding nie. As jy kyk na my ouers, is die alkoholieks nie. Drank was basies die ewel in die huis gewees. Ek het uitgebreek na skool, ek het dit oorheers, ek het dit gebruik. Man, ek was seker die sterkste man wat jy kon gekry het op aarde. Daai ding maak jou net sterk. En ongelukkig, my vrou het haar voet neergesit, ek het dinge gedoen wat ek nie moes gedoen nie. Is 'n ding wat jy self moet erken, ek het 'n probleem. En 'n man wat dit nie gaan erken nie, jy gaan dit nie hoe kan ek sê, jy gaan dit nie kan uit jou systeem uitkry nie. Die enigste ding wat jy aan 'n persoon kan doen, wat so 'n probleem is, ondersteun hom, dit is al. Is 'n moeilike subject hy. Dis hoekom ek gesê het, dis nie 'n maklike ding oor te praat nie, maar ek praat nou uit ondervinding uit. Dit was 28 jaar terug. Dankie. Baie dankie. Is daar enige ander groep wat iets nog kan byvoeg? Ja, julle oranje groep wil. Gaan ek dan saamvat na die oranje groep? Dominee, ons het eintlik maar net gesê dat in meeste gevalle is die verslawing nie die probleem as sodanig nie, dis die simptoom. Die probleem lê dieper, dis seer, of dis nie aanvaarding nie, of dis verwerping, of wat ook al. 'n kind byvoorbeeld met 'n gesonde selfbeeld is minder geneig om onder groepsdruk te soog as 'n kind wat aan homself twyfel, of 'n kind wat voel hy het iets om te bewys. So hierdie goed is tekenend van seer. En dis waar die diakens se werk inkom. Ons moet gaan daar wees vir mense. Ons moet net gaan lief wees vir mense, sonder om te veroordeel, sonder om altyd te wil preek noodwendig, maar om mense regtig te ken, om regtig verhoudings te bou, sodat die vertrouensverhouding bestaan, dat die mense ons genoeg vertrou om oop te maak en met ons te praat oor hulle probleem. Dan kan die pad van genesing begin. Maar dit sluit aan by wat die groepie agter gesê het, dit gaan daaroor dat ons moet die mentors gaan wees. So ons moet betrokke raak, ons moet ons mense leer ken. Goed, baie dankie. Kan ek saamvat? En dan ook so 'n bietjie byborduur. As ons begin by wat eers, hallo. Ekskuus, François. Ja, ek wil maar net die opmerking maak dat dit vir my lyk asof daar eintlik twee fasette is. Die een faset is afhanklikheid binne gemeenteverband, met ander woorde eie lidmate, maar dan ook afhanklikheid in ander gemeenskappe. So mense moet eintlik vir jou die vraag afvra,
hoe reik ons uit na ons eie lidmate wat ontsettend belangrik is, en hulle sê ons vir eers voor jou eie deur, en dan hoe reik 'n mens uit na mense in ander gemeenskappe? Baie dankie Frans, so dis waar. Die gemeente is nie om dowe neute en per ongeluk in 'n bepaalde plek geplaas nie. Hy is in 'n bepaalde gemeenskap geplaas. En ons kerk is nogal geneig om, ons het dit by armoede gesien, Jaco het die vraag gevra of die gewys van die oom wat sê, nee maar hierdie behoeftige ou is nie van ons gemeente nie, ons hoef nie aan hom aandag te gee nie. Of hierdie armoedige ou. 'n Gemeente is in 'n gemeenskap geplaas. Jy moet die liggaam van Christus in 'n gemeenskap wees, nie net vir jouself nie. Goed, ek wil afsluit, ekskuus, ons gaan 'n bietjie oor die tyd gaan, maar ons is nou 'n bietjie oor die tyd, en ek gaan so vinnig as moontlik afsluit. Ek wil begin. Inligting, bewusmaking, dit wat hierdie groep hiervoor gesê het, is absoluut belangrik. Dit is so, julle het vandag hier gesit en dinge gehoor wat julle nie geweet het nie. Ek het dinge raak gelees in die voorbereiding en die soek na die regte materiaal en hoe kry 'n mens inligting by die gemeente uit? Ons wil graag die hande vat met die CLF, dis die Christelike Lektuurfonds bevorder. Die Christelike Lektuurfonds het 'n klomp goed stuur, onder andere hiervoor lê so 'n boekie, dit is hulle katalogus. Wat hulle bekend of wat hulle beskikbaar stel is pamflette oor 'n wye terrein goed is. Ek het nou maar vir hulle gevra, bring vir ons goed oor drugs, maar hulle het 'n hele boks vol oor armoede en oor vigs en oor alles. En sommer vir die kindertjies oor hoe kom ek by Liewe Jesus uit of hoe kry ek vir Liewe Jesus in my hartjie en. Dis 'n verskriklike, in my oë, goeie organisasie. Jou eerste, en ek praat onder korreksie, 1500 pamflette. Jy kan self kies. Hier's 'n hele katalogus met 'n bestellys. Jou eerste 1500 pamflette, of nee, jy kry 1500 pamflette per jaar verniet vir jou gemeente. Eers na 1500 begin 'n mens betaal. Daar is, ekskuus, dit is nou Randburg gemeente. Dis natuurlik waar die logo kom. Dis die gemeente se logo, daai geloof in aksie, en dis hoekom hy ook op die agter op die motorfiets bediening se ding is. Ons het so houer bestel waar jy pamflette insit. Ek praat altyd van die do-it-yourself corner. Ek het hom vanoggend gaan afneem en skus, hy's kandelik leeg. Dis waar jy pamflette kan neersit. Hierdie pamflet in my hand byvoorbeeld is alkohol. Hoe weet mens daar's 'n probleem? Dis die eerste stap van inligting deurgaan. Hier's 'n pamflet. Jy kan gelukkig wees sonder drugs. Hulle het 'n wye verskeidenheid, 'n hele katalogus vol. So ek die CLF aan u bekendstel. Kom ons ondersteun dit. Daar lê die katalogus as ons uitgaan. Dis hoe ons by daai eerste stap van inligting, van bewusmaking gaan uitkom. Een van die belangrike dinge wat julle gesê het, wat by 'n paar van julle groepe uitgekom het, en waarop ek absolute klem wil lê vandag. Moenie veroordeel nie. Wie is jy? Wie is jou kerkraad? Wie is enige iemand om 'n afhanklike te veroordeel? Om afhanklik te raak het julle oor en oor gesien, het uiteindelik 'n breintoestand geword, wat gedryf word deur chemiese middels wat of deur die brein geproduseer word of van buite af. En dit is 'n persoon vir wie ons die diepste simpatie, empatie en jammerte moet hê. Soos wat Jesus vir elke sondaar wat oor sy pad gekom het, die diepste empatie en jammerte gehad het. En dis wat ons moet verkondig. Dis wat die dominees moet verkondig. Dat ons moet ophou, as jy wil weet, wat is die temas vir die preek, jy hoef nie oor pornografie te preek nie. Maar preek oor veroordeling van ander. En werk hom dan in, as jy hoor van iemand wat verslaaf geraak het aan pornografie. Ons sommer by, met die vrou wat op oorspel betrap is.
Bring ons sommer met daai storie by. Jy wat skuldig is, gooi die eerste klip, het die Here gesê. Dis hoe ons dit in die prediking aanspreek. Ek hoop dat julle vandag 'n groter bewustheid, 'n groter empatie, simpatie in julle hart ontwikkel het vir mense wat vasgevang is in dit wat ek in die begin gesê het, Satan se stryk. Want dit is hoe die Satan probeer om mense se harte, se siele binne in sy beheer te kry.